Welkom by Wielspore van Waarheid. Ek is JP Fourie, 'n biker, 'n predikant, 'n eggenoot, 'n pa, 'n oupa en 'n man wat glo dat die waarheid en om 'n Christen te wees, lê nie in tradisie of die hou van rituele nie, maar dit lê in die voltooide werk van Jesus Christus. Hier praat ons eerlik oor dinge wat in die kerk ingeslyp het. Soos byvoorbeeld die blaas van die shofar. Ons praat oor die Sabbat, ons praat oor eindtye en die ou gebruike wat Christus vervang het en nog baie ander. Ons ry nie hierdie pad om gewild te wees nie, maar ons ry dit om vry te wees. So, trek jou helmet reg, maak hom lekker vas. Dis tyd om die stof van godsdiens af te skud en om die waarheid se wielspoor te volg. Welkom by Wielspore van Waarheid. Nou ja, baie welkom by hierdie potgooi Wielspore van Waarheid. En is hierso waar ons so 'n bietjie gaan kyk meer na ernstiger dinge en ons gaan so 'n bietjie met mekaar gesels daaroor. En ek wil ook graag hê jy moet met my gesels en los gerus vir my 'n komment daar in die comment seksie in die onderkant. En ek wil so 'n bietjie raak aan 'n boodskap wat vir my baie naby aan die hart lê. En dit is die boodskap van die koninkryk van God. En wanneer ons praat oor die koninkryk van God, dan is mense baie geneig om uitlatings te maak. Want jy sien, ons is geleer in 'n ou bestel, en ek kom uit Pinkster uit, ek het basies, ek sal nie sê ek het van kleins af groot geword in Pinkster, maar ek kom uit Pinkster uit, en ek het 'n ding geleer ken in die Pinkster, dat wanneer ek van koninkryk praat, of wanneer ons van die koninkryk praat, dan praat ons van ons posie in die hemel, iewers. Dan praat ons hier van ons plekkie in die hemel, weet, daai nuwe stad waarin ons gaan bly, wat sy mure 70.000 kilometer die kant toe en 70.000 kilometer hierdie kant toe, en dis ons praat dan van hierdie verskriklike groot stad. Want dit is die koninkryk van God, en eendag, dit is nou hoe hulle dit sê, eendag wanneer ons nou in die hemel kom, dan gaan ons nou, na die wegraping nou plaasgevind het, en dan gaan ons nou saam met Jesus heers in die hemel. Ek sukkel om hierdie konsep te kop, want as ek 'n paar vrae vra, dan maak die konsep nie vir my sin nie. En ek gaan so 'n bietjie met jou gesels, en ek wil hê ons moet gesels daaroor, want dit is hierso waar ons deur vrae te vra, waar ons agter die kap van die byl kom. Dis hierso waar ons vra wat ons agter die waarheid kom. En ek wil hê ons moet skrif toe gaan. Ek het my rekenaar hier voor my oop met my Bybelprogram, en ek wil hê ons moet 'n bietjie gaan kyk na wat sê die skrif vir ons werklik. Nou, ek kan jou nou al sê, wanneer ons gaan soek op die internet en ons gaan Google goeters, dan gaan ons agterkom dat wanneer ons praat oor die koninkryk van God, of wanneer ons praat van 'n koninkryk, dan praat ons van die regeringskap of die autoriteit wat 'n koning oor 'n area het. Dis eintlik waaroor koninkryk gaan. Wanneer ons daaroor praat, dan sien ons dit beteken dat 'n koninkryk is 'n koning en sy ryk, sy heerskappy. 'n Kingdom, sê dit so baie mooi, is 'n king and his domain. Hier's sy area waaroor hy 'n heerskappy het. En dit is baie belangrik dat ons daai ding verstaan, want as ons sê die koninkryk van God, volgens Lukas 17 vers 21, hy sê, as hulle vir julle sê die koninkryk is hierso of die koninkryk is daar, moenie hierdie mense glo nie. Hoekom nie? Hy sê, want die koninkryk is in julle midde. Dit is voor die kruisiging, waar die Heilige Gees nog nie inwonend was by mense nie. Die Heilige Gees het van buite af ingekom, jou kan ek dit so stel, gebesit, dan het jy geprofeteer en jy het allerlei goede gedoen, en dan die Heilige Gees weer gelos. Maar in die Nuwe Testament kom ons, wanneer ons tot bekering kom, dan praat ons en ons sê, Here Jesus, kom in my hart in. Nee.
En dan kom die Heilige Gees van God en hy neem besit van my hart, hy neem besit van my lewe en wat gebeur dan? Ek word wedergebore. Dis belangrik dat ons dit besef. Nou heers die koninkryk van God, nou heers die Heilige Gees nie meer ekstern nie, hy's nie meer van buite af nie. Hy's nou binne in my. En nou regeer God deur middel van sy Heilige Gees, regeer nou in my lewe, nê? En hy regeer deur my lewe na die markpleine daar buitekant. Okay? En dit is nou wat moet hy sê dan, dis hoekom Matteus 28 vers 19 vir ons sê, hy sê, gaan dan in die hele wêreld in en verkondig die evangelie van die koninkryk. Doop die ouens in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En wat sê hy dan? Baie belangrike opdrag. Hy sê, en leer hulle. Nou, hoe leer mens? Ons gaan sit toch amper, wil ek het vergelyk soos wanneer ons gaan sit in 'n skool en die onderwyser staan daar voor en hy die bord in sy witkruit en hy leer ons deur goed neer te skryf op die bord. En dit is hoe ons leer, dit is soos ek en jy geleer word, hoe om, wat om, waar om, wanneer om. Dis baie belangrik dat ons dit besef. Nou sien ons dat die Here Jesus se boodskap, vandat hy begin het, vandat hy op aarde gekom het, sy eerste boodskap nadat hy versoek was in die woestyn, was sy eerste boodskap, as jy gaan kyk in Matteus 4 vers 17, dat hy uit die woestyn uitkom nadat hy versoek is deur die duiwel, sê hy, en Jesus het begin om te preek en het gesê, bekeer julle, met ander woorde, bekering, wat beteken bekering? Bekering beteken tog om jou gedagtegang te verander. Jy moet anders dink as wat jy gedink het. Nou sê hy, bekeer julle, want die koninkryk van God het naby gekom. Met ander woorde, wat sê Jesus indirek? Kom ons gaan trek daai ding so 'n bietjie uit mekaar uit, want ons wil mos nou waarheid hê, nê? Hy sê, bekeer julle, want die koninkryk van God het naby gekom. Die koninkryk, met ander woorde, God se heerskappy, God se regeringskap en God se autoriteit het naby gekom. Met ander woorde, dit is alweer voor die kruis. En dit is baie belangrik, my vriend, dat ons gaan kyk na hierdie ding. Ons moet gaan kyk na die era voor die kruisiging, en ons moet gaan kyk na die era na die kruisiging. Want daar is goed wat die Here Jesus gesê het, wat voor die kruis plaasgevind het. En dan sien ons goed soos die twee skrifte wat ek gekwoteer het nou, Lukas 17:21, hy sê, want moenie gaan, as hulle sê die Heilige Gees is daar, of die koninkryk van God is daar, moet hulle nie glo nie, want die koninkryk van God is in julle midde, voor die kruisiging. Is tussen julle. Die Engels sê it's amongst you. Okay. Nou sê, hoekom amongst you? Want die Heilige Gees is nog nie uitgestort nie. Dis voor die kruisiging. Na die kruisiging kom die Heilige Gees en jy word wedergebore. Met ander woorde, dis 'n Heilige Gees aksie wat plaasvind daar in Johannes 4. Baie mooi kan ons gaan kyk waar die Here Jesus vir ou Nico sê. Hy sê, Nico, ek sê vir jou, voorwaar ek sê vir jou, en dit is baie belangrik dat jy hierdie ding sien. Hy sê, as jy nie wedergebore word, kyk wat sê hy, kan jy die koninkryk van God nie sien nie. Hy het nog nie gesê jy kan hom ingaan nie. Jy kan hom nie sien nie. Met ander woorde, wat sê hy vir ons? Hy sê, deur wedergeboorte, die oomblik wat ek die Here Jesus aanneem en ek erken hom, Johannes 3 vers 16, en ek aanneem hom aan, word ek 'n kind en ek gaan deur wedergeboorte. Nou sien ek die koninkryk. En dan sê hy daar in Johannes 3 vers, Johannes vers 5, sê hy daar 'n mooi ding. Hy sê, as jy nie wedergebore word deur water en deur die Gees nie, kan jy die koninkryk nie ingaan nie. En weet jy wat, ek is al die jare geleer, dat die water en die Gees beteken die doop. Ek moet deur die water doop gaan, en ek moet deur die Gees doop gaan. En dis nie wat dit beteken nie. Ons moet gaan kyk wat sê skrif. Skrif is baie belangrik, want skrif quoteer skrif, sola scriptura.
Wat sê die skrif? Skrif en skrif alleenlik. Nee, ek hardloop nie nou ewe skielik in die Midde-Ooste in, of ek hardloop hierso Israel toe, of ek hardloop Rusland toe om te gaan kyk wat gebeur daar, en nou wil ek die Bybel verklaar nie. Nee, die Bybel verklaar homself. Wat ek in die Ou Testament vind, sal ek in die Nuwe Testament vind. Dit wat die disippels gesê het in die Nuwe Testament, moet ons gaan soek in die Ou Testament. En dit het ook te doen met die boek Openbaring. Is baie belangrik. Die boek Openbaring verklaar homself, want alles simbolisering, simboliek en metaforiese taal wat in Openbaring gebruik word, is taal wat ook in die Ou Testament gebruik word, wat die disippels geken het. Maar wat ek en jy wat in 2025 jaar nadat Jesus gekruisig is in ons kalender, verstaan ons dit nie, want ons het nie in daai era groot geword nie. Die meeste van ons is heidene wat tot bekering gekom het. So dit is baie belangrik dat ons dit verstaan, dat die Here Jesus se boodskap was koninkryk, regeringskap, autoriteit, heerskappy. En dit is wat die Here Jesus kom doen het, my vriend. Ek wil hê jy moet dit sien. Die Here Jesus se hele doel was om vir jou en vir my weer in ons oorspronklike posisie wat die geskape mens in die begin gehad het, om ons weer in daai onskuld oorsprong terug te sit. Dis belangrik, ons moet dit besef. En hier kom die Here Jesus en hy sê, hoor hierso, bekeer jou, want my heerskappy, my autoriteit en my regeringskap het naby gekom. Naby gekom, want hy is nog nie gekruisig nie. Nou kan jy reg deur die Ou Testament, deur die Nuwe Testament en die Evangelies, kan jy maar self jou studie gaan maak. En jy kan gaan kyk dat Jesus het nooit regtig oor homself gepraat. Die Here Jesus het gepraat oor die koninkryk. En ewen in sy gelykenisse wat hy met die disippels bespreek het hy gepraat oor die koninkryk van God is soos. Die koninkryk van God is soos. Hoe sal ons dit vergelyk? Ons vergelyk die koninkryk van God met so en so en so en so. En gaan kyk dit, gaan doen jou studie. Dit het my baie lank gevat om hierdie goed agter te kom en agter te kom waarvan die Here Jesus praat. Nou wil ek gou vir jou nog 'n dingetjie noem hierso, wat vir my regtig dit het my verbaas toe ek dit raak gelees het. Daar in Handelinge 1 vers 3 lees ons 'n mooi ding. Hoe skryf Lukas daar aan Theophilus? En hy verduidelik vir hom wat die Here Jesus gedoen het, en in vers 3 sê hy 'n mooi ding. Hy sê, en Jesus het sy disippels bymekaar geroep. Dis nou ek verduidelik dit nou in my woorde. Hy sê Jesus het sy disippels bymekaar geroep. En oor 'n tydperk van 40 dae. Ek wil hê ek wil klem op hierdie goed sit. Is baie belangrik dat ons dit sien. Jesus het in 'n verheerlikte liggaamposisie dit nodig geag. Hy het dit nodig geag om oor 'n tydperk van 40 dae sy disippels oor net een onderwerp te leer. Hy leer hulle, mense, as jy gaan doen jou wiskunde self, as hy hulle vir 8 ure 'n dag, 40 dae, 8 ure 'n dag, net oor die koninkryk van God geleer het, want dit is die onderwerp wat hy hulle geleer het, gaan lees dit in Handelinge 1 vers 3, oor die heerlike heerskappy, regeringskap en regeringskap en autoriteit van God. Jesus noop dit noodsaaklik om sy disippels oor net koninkryk te leer. Dan moet ek regtig daaroor gaan nadink, dat miskien was hierdie onderwerp vir Jesus baie belangrik. En as hierdie onderwerp vir Jesus baie belangrik was, hoekom kom ek en u, of predikers, pastore, dominees, doopminies, ouderlinge, jongelinge, hoekom leer ons ander goed as die koninkryk evangelie? Nou ek kan vir jou 'n ding sê vandag. Ek wil 'n ding sê en ek gaan dit sê. Dat daar is by geen kweekskool, geen
Bybelteologiese seminarium, nêrens kan jy 'n vak soos die koninkryk van God. Hulle leer jou nie daaroor. Hulle leer jou teologie, hulle leer jou sistematiese teologie, hulle leer jou Ou Testament, Nuwe Testament, hulle leer jou Grieks, Hebreëus, maar jy leer nie oor wat is die koninkryk van God nie. Maar Jesus het dit nodig geag om sy disippels te leer aangaande die koninkryk. En weet jy wat, as ek jou regtig nou in die skrif moet invat, dan kyk ons dat selfs die disippels, nadat die Here Jesus met hulle gaan sit het, en hulle geleer het oor koninkryk, het hulle self ook begin praat oor die koninkryk. Want hier kom Filippus en hy word gevind daar in Samaria, en gaan kyk wat sê Handelinge 8 vers 12. Hy sê, en Filippus, hulle het hom gekry in Samaria, kragtige wonders en tekens vind plaas, want hy het hulle geleer aangaande die koninkryk, God se heerskappy. Nou, baie bekende predikers het dit al gesê, manne wat ek gevolg het vroeg in my lewe, het gesê, wat jy ook al predik, waaroor jy ook al predik, is dit wat God sal bevestig wanneer jy daaroor preek. Met ander woorde, as jy genade en salvation, bekering, wedergeboorte preek, dan is dit wat sal manifesteer in jou dienste. Dan sal mense tot bekering kom en ouens sal gered word. As jy genesing begin preek en bevryding begin preek, dan sal mense vry raak en gesond raak in die dienste. Maar dit is baie belangrik, jy sien, want wat doen God? God kom en hy kom bevestig sy woord. God sal altyd sy woord bevestig met wonders en met tekens. En dit is wat ek vir jou wil sê, en nou sien ons dieselfde met die apostel Paulus. Die apostel Paulus wat nie saam met die disippels geloop het en gesien is hy het dalk gesien hoe die Here Jesus gekruisig is. Jy sien, maar hy het briewe gaan soek. En nadat Paulus nou tot bekering gekom het, begin hy ook 'n sekere boodskap preek. En Paulus het vir 14 jaar in die Arabiese woestyn gaan sit, nadat hy die openbaring gehad het van wie Jesus Christus is, gaan hy en hy gaan sonder homself af, en ek glo om seker maar te gaan hoor, wie is u Here, nadat hy van sy donkie afgeklap is? Wie is u Here? Wie is dit wat met my praat? En skielik begin hy agterkom, en onthou, Paulus was nie 'n man wat stupid was nie. Paulus het in die Universiteit van Gamaliel gesit. Gamaliel was sy professor gewees. En Gamaliel het hom geleer, en Gamaliel was een van die gesiene manne van sy tyd gewees. Is baie belangrik dat ons dit sien. En Paulus het 'n geweldige diep kennis gehad van die Ou Testament, en ek reken dat die Heilige Gees Paulus gevat het en hom gaan leer het, en vir hom gewys het presies uit die Ou Testament uit die geskrifte uit wie hy is. Ek reken dit is dalk wat gebeur het. En hier kom Paulus, en Paulus preek een boodskap. Hy preek die boodskap van die koninkryk. Die koninkryk, God se heerskappy, sy autoriteit en sy regeringskap in ons en deur ons. Jy sien, die koninkryk van God moet eers in my eie lewe kan posvat en kan begin werk in my eie lewe. En wanneer dit in my lewe werk en posvat en ek kan beheer vat en begin regeer oor sekere goeders, dan kan ek my vrou en my kinders, my gesin vat en vir hulle as priester van my huis, as profeet en koning van my huis, kan ek nou met hulle praat oor wat is die regeringskap, die autoriteit en die heerlikheid van God. En nou werk dit deur van my af na my huishouding toe, en van my huishouding af werk dit na my gemeente toe, van my gemeente af werk dit binne in die markpleine. Jy sien, want dit is wat Handelinge 1 vers 8 vir ons sê. Handelinge 1 vers 8 sê vir ons juis, hy sê, jy sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor jou kom. En wat sal gebeur? Hy sê, jy sal my getuie wees. Jy sal my getuie wees waar? In Jerusalem, jou eie lewe, in Jerusalem. In Judea, jou gesin. In Samaria, jou kerk.
tot aan die uiteindes, Judea tot aan die uiteindes van die aarde. Dit is die koninkryk, dit is Jesus se opdrag van Matteus 28. Kan jy dit sien? En hier kom Jesus, en ek wil vir jou graag 'n ding wys. Hier kom die Here Jesus, en hy sê vir sy disippels, al die autoriteit in die hemel en op aarde is aan my gegee. En dis met hierdie autoriteit wat ek julle stuur, Lukas 9 en Lukas 10, jy kan maar gaan kyk wat sê hy daarso. Hy sê dis met hierdie autoriteit wat ek julle stuur. En hier kom die apostel Paulus, en hy gaan heel eerste, altyd omdat hy 'n Jood was, heel eerste gaan hy na die sinagoge kerk toe, hy gaan na die struktuurkerk van sy tyd toe. En die struktuurkerk, hoor wat ek vir jou sê, ek praat uit ondervinding, been there, done that, ek het die hoed, ek het die hemp, ek het die broek, ek het die baadjie, ek het alles. Die oomblik wat jy begin praat oor die koninkryk van God, dan begin die struktuurkerk, die ringkoppe vat jou aan. Wat is hierdie boodskap wat jy preek? Jy sien, want elke struktuur, elke kerk, maak nie saak of dit halwe evangelie, volle evangelie, PPK, AGS, EG, dopper, maak nie saak wie hulle is nie. Hulle word in hulle kweekskole of hulle seminariums geleer wat hulle moet preek. Dit is hier waar ons by die probleem sit, waar dogma begin clash. En weet jy wat is my filosofie van dogma? My filosofie is, almal dogma, hulle is reg, en die meantime is nie een van hulle reg nie. Doctrine, dis wat die Engels sê, doctrine is leerstelling. Leerstelling. Jy sien, nou sit ons, en dit is hoekom het kom by wanneer ons praat oor eindtye, hoekom daar, om presies te wees, 14 hoofsieninge in die wêreld is. 14. In die oudtyd waaruit ek kom, die era waaruit ek kom, was daar 4 hoofsieninge gewees. Daar was 'n voorverdrukkingswegraping, daar was 'n midverdrukkingswegraping, daar was 'n naverdrukkingswegraping, en dan was daar nog, ek kan nie onthou wat een was die ander een gewees het. En nou sit en vra ek vir die ringkoppe, en ek vra vir almal wat dalk hierdie video kyk, en ek weet nie wat is jou eindtyd filosofie nie. Maar watter een van hierdie ons is nou eintlik reg? Jy sien, want elkeen gaan in die Bybel in, volgens die agtergrond waaruit hy kom, en dan kom vertel hy vir jou, ek het vir jou datums, want ek hou maane en nuwe maane en bloedmaane, en ek weet nie wat so nonsens, hou ek alles dop nie. Jy sien, want ek kry hierdie leerstelling van John Hagee af, en ek kry dit van al hierdie ouens uit Suid-Afrika, uit Amerika uit, kry ek dit. In plaas van, as ek die koninkryk boodskap gaan soek, die koninkryk boodskap het sy eie eindtyd according to soos Jesus dit gesê het. Want as hy gesê het, jy sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor jou kom, gaan en gaan heers in die wêreld, gaan maak vir my grondgebied, gaan kry vir my grondgebied, gaan wen grondgebied, dan is daar net een manier hoe hierdie ding kan eindig. Daar is nie 60 maniere nie, ook nie 14 nie. Nou, hier kom Paulus in Handelinge 19. En ek wil vir jou 'n gedeelte lees uit Handelinge 19, wat baie belangrik is. Vanaf vers 1, hy sê, en terwyl Apollos in Korinthe was, het Paulus die boonste landstreke deurgereis en in Efese gekom. En daar het hy vir hom disippels gevind. Ek gaan gou so vinnig, laat ek by my kern uitkom. Daar kry hy 12 disippels. Hy kry vir hulle 12 disippels. En Paulus het hulle hande opgelê, en hulle die Heilige Gees het op hulle gekom, en hulle het in tale begin spreek en geprofeteer. En altesaam was hulle 12 manne. Kyk wat sê vers 8. Hy sê, en hulle het in die sinagoge ingegaan, hulle het in die struktuurkerk ingegaan. Onthou, ek het jou nog net gesê, want ek het hier deurgekom, ek het dit beproef, toe sien ek dit is so. Hy het in die struktuurkerk, die sinagoge ingegaan, en vrymoediglik vir 3 maande, net 3 maande, 3 maande te skoppel hom uit. Hy het vrymoediglik vir 3 maande lank met hulle geredeneer, en hulle probeer oortuig van die dinge van die koninkryk van God. Jy sien, omdat ons nie die koninkryk verstaan nie, skoppel hom met die sinagoge uit. Omdat hulle nie die koninkryk verstaan nie, staan ek op die rooi mat aan mekaar.
Wat is die koninkryk ding wat jy preek? Wat is die koninkryk? Jy sien wat hulle glo, volgens hulle eindtydsiening, dat die koninkryk eers eendag in die hemel gaan plaas, en dan gaan ek en jy saam met hom, ons gaan krone ontvang, maar hulle besef nie dat die krone wat ons ontvang, ons is gekroon nie. Jy is gekroon met eer en heerlikheid. Jy gaan nie 'n kroon ontvang nie. Eer en heerlikheid is jou kroon. Sit dit in jou pyp en rook dit. Vers 9. Maar toe sommige hulle hart verhard en ongehoorsaam was, en voor die menigte aangehou het kwaad spreek van die weg. Kyk wat doen die godsdienstsysteem. Die godsdienstsysteem sal jou bly kritiseer wanneer jy oor koninkryk praat, God se heerlikheid, God se autoriteit en God se regeringskap wat nou binne in jou woon. En dit werk deur jou. Nou word ek beskuldig. Nou sê hulle vir my, maar ek is 'n Kingdom Now preacher. Natuurlik is ek 'n Kingdom Now preacher. Want wanneer manifesteer die koninkryk van God dan nou eintlik? Wanneer ek vir iemand die hande oplê en hy word gesond. Wat is besig om te gebeur? God se heerlikheid, sy autoriteit, sy regeringskap, sy krag is besig om deur my te manifesteer en in hierdie persoon se lewe in te manifesteer en genesing word sy deel. Wanneer ek 'n demoon uitdryf, wat is besig om te gebeur? Die regeringskap, die heerlikheid van God, praat Christus in my, praat met hierdie demoon in die ander persoon, en die autoriteit wat in my is, sien hierdie demoon raak, en hy submit aan die een wat binne in my is, hy submit nie soseer aan my nie, en omdat hy in Christus gesubmit het, en ek sê vir hom wat autoriteit op aarde is, ek sê vir hom, gaan uit, daarom gaan hy uit. Is baie belangrik, die kerk verstaan nie die goeders nie, en dit is eintlik verskriklik eenvoudig. Maar wat hulle doen is, hulle verhard hulle harte, en dan kritiseer hulle jou. En dit is wat ek godsdienst noem, die godsdienst bestel, wat van 'n God praat wat altyd ver is. Hierdie God is nooit naby nie, hy is altyd ver, hy is die ou baas daarbo, hy is altyd kwaad. Hy sit met 'n sambok reg, net om jou te straf. Boeta doen net iets verkeerd, en jy sal sien, hierdie wiel draai. God slaap nie. Wat 'n nonsens is dit? Hulle het aanhou kwaad spreek van die weg, en Paulus, hy het weggegaan, en hierdie 12 disippels wat hy gekry het, afsonderlik geneem, en hy het sy eie woordskool begin, in die skool van 'n sekere Tyrannus. En kyk wat sê hy daar, en hy het vir 2 jaar lank hierdie 12 disippels geleer, aangaande die koninkryk. Jode, sowel as Grieke. 2 jaar lang, en terwyl, ek kan dit in my geestesoog sien, en dit is nou hier wat ek aan u wil oordra, en die kerk wil oordra is, ons moet terugkom na hierdie punt toe. Ja, ons kan nie kerk toe gaan nie, of saamkom by mekaar nie. Maar ons kom nie saam by mekaar om banke warm te sit nie. Ons kom nie saam by mekaar om te wys wat is die nuutste Mercedes of die nuutste motorbike wat ek ry nie. Nee. Ons kom by mekaar sodat daar 'n Paulus of die vader van die huis, die pastoor, die predikant, die ouderling, wie hy ook al is, sodat hy jou kan leer. Volgens Efesiërs 4 vers 11. Want God het manne aangestel om ook dit te kan doen. God het manne gesalf soos vir my, deur sekere goed vir my oop te maak, en nou kan ek dit aan jou oordra. God het manne gesalf om dit te kan doen. En dit is hoekom dit doen. En kyk wat gebeur. Hulle moes gegaan het, terwyl hulle die boodskap van die koninkryk hoor, moes hulle gaan toepas het, dink ek, sien ek in my geestesoog, hulle moes gaan toepas het, wat het Paulus hulle geleer. En kyk wat sê vers 11 van Handelinge 19, hy sê, en God het buitengewone kragte deur die hande van Paulus gedoen. Jy sien, want God moes sy woord bevestig. Hy gaan in 'n nuwe area in Efese in,
gaan in 'n nuwe streek, nuwe area in, en God bevestig sy woord, want wat preek Paulus? Hy preek die koninkryk, die heerskappy van God. Met ander woorde, orals waar jy ingaan, moet God regeer, moet sy heerskappy kom. Maar hoe maak jy grondgebied groter? Hoe dryf jy weg wat nie daar veronderstel is om te wees nie? Gaan kyk maar wat het gebeur. En die oomblik wat ons dit doen, kan jy maar weet dat die rooi ligte in die hel afgaan. Die vyand is nie gelukkig met jou nie. Hoekom? Want hy verloor grondgebied. Sodat selfs wanneer doeke op voorskote wat aan sy lyf was, op siekes gelê is, het die siekes van hulle siekte genees en bose geeste het van hulle uitgegaan. Dis die kerk van Handelinge. Dis die kerk van Handelinge. Ek dink, al die Afrikaans sprekendes wat my verstaan vandag, en ons praat dit reg oor die wêreld, daar's mense wat reg oor die wêreld sit en Afrikaans praat. En ek wil vir jou sê, dit is tyd, ek gee nie om of jy geïmmigreer het, waantoe nie, ek gee nie om of jy Namibië, Botswana, Zimbabwe, Suid-Afrika, ek gee nie om waar jy sit nie, as jy my kan verstaan wat ek jou sê, dis tyd my vriend, dat ek en u opstaan. Laat ons die evangelie van die koninkryk begin verkondig. God se heerskappy in die markpleine. Dis daar waar die mense dit nodig het. Dit is tyd geword dat ons buitentoe gaan. Dit het tyd geword dat ons daar kom waar die siekes is, waar die dwelmverslaafdes is, en daar waar die prostituie is. Dit het tyd geword waar die maffiabase is, dat ons met die evangelie daar uitkom. Baie, baie belangrik. Baie dankie dat u gekyk het na die wielspore van waarheid, hierdie episode. Ek gaan jou sien volgende week weer, skakel gerus weer in, en u is welkom om hierdie boodskap aan te stuur vir 'n volgende geleentheid. Ons gaan ook op 'n volgende geleentheid gaan ons gaspredikers optrek, wat ons gaan begin, wanneer ek begin met die wegraping boodskap, wanneer ons gaan kyk daarna, dan gaan ek ouens intrek wat 'n bietjie 'n ander perspektief vir jou kan gee. Maar ek wil jou nou al sê, ons soek die waarheid. Hierdie is die wielspore van waarheid podcast. Ons soek die waarheid, en op hierdie podcast gee ons vir jou 'n ander perspektief. Tot ons mekaar weer sien vir 'n volgende geleentheid. Mooi loop.